Ok, julle, ons gaan aan met spoedprep, die volgende enetjie. So jy het nou aangekom op die plek waar jy nou besluit dat jy gaan heen gaan, wat ook al hierdie dan nou is, of dit nou is op jy weet in terme van 'n organisasie of by jou familie, vriende, wat maak nie regtig saak nie. Nou hier's nou waar ek dink baie mense baie keer die pot missit. Jy gaan moet ek gaan 'n scenario skep en hopelik maak dit vir julle sin. So kom ons sê jy was nou in die vorige tyd of wat ook al, of jou beroep is iets soos wat is nou 'n goeie voorbeeld? Kom ons vat iets soos jy was 'n bouer, okay? Nee, 'n bouer is nie noodwendig 'n goeie voorbeeld nie. Kom ons vat iets soos 'n prokureur. Okay. So nou kom jy op 'n ou se plaas of soos ek sê familie, vriende, wat ook al, maak nie regtig saak nie. En nou moet jy het nou 'n bietjie kos voorberei. Jy's nou gesort, kom ons sê vir 'n maand of 2. Jy gaan dalk nie lekker eet nie, maar jy gaan darm nou ietsie hê om jou maagie vol te maak. Maar nou hier is die belangrike ding wat baie mense miskyk in my eerlike opinie. Ek voel altyd dat baie mense is reg vir die geveg, maar hulle vergeet altyd wat gebeur na die geveg. En as jy gaan kyk na oorloë in die wêreld, daar gaan gewoonlik baie meer mense dood, en ek praat nou van siviele mense, as wat daar regtig fisies soldate doodgaan. En nie noodwendig in die oorlog self nie. Dit is siektes en hongersnood en wat uitbreek as gevolg van die oorlog of onstabiliteit, maak nie saak hoe jy wat ook al jy dit wil noem nie. So ek dink is belangrik om te besef dat jy wat dan nou beweeg van jy weet waar ook al jy dan nou gebly het en jy's op 'n familievriend se grond of wat ook al, en jy was nou iets byvoorbeeld soos 'n prokureur. Jy weet, jy het nou maar gewerk met al die tegniese bewoording en al daai dinge. Jy gaan moet vandag jouself herbelyn in jou menslikheid, dat jy gaan moet waarde kan toevoeg in terme van praktiese dinge. En wat ek daarmee bedoel is, jy gaan moet fisies skoffel, jy gaan moet fisies goedjies plant ensovoort. So jy gaan so ver as wat jy kan, daai boer of daai vriend of soos ek sê familielid of as jy in 'n groepering of wat ook al is, gaan jy moet bystaan met wat ook al hulle nodig het. En dit gaan nie noodwendig binne in jou beroepbelyding wees nie. So jy gaan moet jy weet, jy mag dalk in die vorige tyd of in daai era wat jy was, vreeslike groot mooi karre te gery het en ensovoorts, gaan jy nou in 'n scenario kom waar jy basies elke dag bossies uittrek om te sorg dat jy kos het vir jou kinders oor 6 weke of wat ook al daai plantjie is wat jy dan nou na kyk, as 'n mens dit so kan stel. En ek dink dit is nog 'n belangrike kopskuif om te maak vir baie mense, want baie mense het leef onder 'n illusie laat wat ook al nou vir ons voorlê gaan 'n vinnige ding wees. En ek dink nie dit gaan noodwendig nie. Jy moet maar kyk wat dit in die res van die wêreld gebeur of in die res van Afrika byvoorbeeld. Jy weet waar sekere groeperings uitgedruk is en die as jy kyk net die geweld wat daarmee gepaard gegaan het, as ook die nagevolge daarvan. Nou ongelukkig, ek weet nie hoeveel, daar sal waarskynlik mense wees met die vermoë om dalk die land te verlaat na 'n ander plek toe, maar weer 'n keer dit is ook nie so eenvoudig nie, want as jy nou, kom ons sê nou maar die scenario speel so uit dat jy wil nou wegkom uit ons land uit en jy wil na 'n ander land toe gaan, maar daar's oorloë in al die lande basies. Waar gaan jy heen? Jy weet, en is daar ooit vervoer beskikbaar, as ek praat nou van vliegtye en so voort. So, weer 'n keer moet 'n mens maar mooi bedink en weer jouself maar daai kopskuif kan maak,
om seker te maak dat as jy, ek sê altyd vir mense, jy weet, probeer 'n skill aanleer wat nie meer gebruik word nie, of wat doodgegaan het. Vir die eenvoudige rede dat dit word nou either deur een of ander masjien gedoen, en dit word nie meer met die hand gedoen nie. Dink aan iets soos om skoene te maak, dink aan iets soos om klere te maak. Jy weet, as jy vandag klere koop jy dit oor die internet, en dis iemand wat dit ergens aan die ander kant van die wêreld dalk maak. Jy weet, so probeer sulke vaardighede aanleer, so ver as wat jy kan, om seker te maak dat jy wel van nut gaan wees. Jy weet, jy moet onthou, ons mag in 'n situasie inbeweeg waar jou nut of jou waarde gaan bepaal word aan wat jy kan vir mense bied. Ek weet dit klink nou dalk vreeslik, maar ek meen, dit is waarskynlik die realiteit waartoe ons beweeg. En dis hoekom ek nou gesê het, die voorbeeld van 'n bouer werk nie noodwendig nie, want 'n bouer het daai vermoë om iets te kan maak met sy hande. Jy weet, ek glo dat die wêreld is op hierdie stadium bietjie onderste bo, want die ou wat goed kan maak uit iets uit, is vir my die ou wat moet bo wees op die lys van goed. Maar ons lewe in 'n tyd waar, jy weet, rekenaars is voor in die koor. Enige iets wat elektronies werk is die ding. Jy weet, die AI en al wat daarmee gepaard gaan. En ook natuurlik, jy weet, die goed soos en moet my nie verkeerd verstaan nie, ek val niemand se beroep aan nie, maar ouens soos prokureurs en rekenmeesters en so, jy weet, daar's niks fout met die beroep nie. Ek meen, dit is tog nou maar 'n beroep, maar daai ouens kry baie geld vir nie iets skep nie. Hulle is basies maar ouetjies wat goed nagaan, en dit is die wêreld waarin ons leef. So, en dis kom ek sê, jy weet, ek val nie noodwendig iemand se beroep aan nie, maar sorg dat jy jou ten minste in so 'n posisie insit, dat jy wel die gemeenskap of jy weet, jou vriend, jou familielid, wat ook al, dat jy hulle kan van hulp wees. Vat nou 'n stupid voorbeeld, leer melk. Jy weet, hoe om 'n koei te melk, byvoorbeeld. Dit is nie breinchirurgie nie, maar dit vat maar oefening. Jy weet, weer 'n keer kan jy 'n stoel bou uit 'n paar stukke hout uit. Jy weet, sulke eenvoudige konsepte, soos wat ek sê, wat vandag gemekaniseerd is eintlik, en wat deur masjiene gedoen word, dink ek gaan van kardinale belang raak, want dit gaan ook bepaal wat is jou waarde in die toekoms wat voor ons lê. Dit help nie, jy wil gaan prokureer en daar is nie eers krag nie. Jy gaan sukkel. Dit is maar net my eerlike opinie daaroor. So begin nou al werk aan iets wat jy iemand anders kan bied, sonder dat jy weet, jou eie waardigheid verloor, maar ook waar jy bydraend kan wees, en waar die mense dan nou wel volgens daai situasie waarde kan heg aan jou diens wat jy lewer. Want ek dink ons gaan dalk teruggaan na 'n tyd toe waar fisiese geld, papiergeld, dalk nie veel werd gaan wees nie, en jy gaan basies 'n bord kos kry vir die diens wat jy lewer, of jy gaan dalk 'n skaap kry, of 'n pampoen, of wat ook al jy dit nou wil noem. Jy weet, dit is nou maar die realiteit waartoe ek glo ons as mense beweeg, en waartoe die wêreld ook beweeg. Ek weet daar is hierdie groot hoa, soos ek sê, oor die AI en al daai goeters, maar ek kan amper vir julle 'n brief gee dat hierdie ding het nie 'n positiewe einde nie. En ek mag dalk nou klink soos iemand wat bang was toe selfone uitgekom het, of wat ook al jy dit wil noem. Maar ek voel baie sterk daaroor dat ons sit in 'n situasie waar die uiteinde van hierdie ding kan nie positief uitdraai nie. En is maar realiteite. Gaan kyk wat hierdie data goede wat hulle wil bou. Kyk bietjie wat gebruik daai ding. Kyk wat se energie word gebruik. Maar dan is dit dieselfde ouens wat vir jou sê, jy weet, ons moet minder energie gebruik want ons eet die aarde se energie op. Jy weet, iets klop nie. Daar's ergens haak iets vas vir my. Maar ja, so mense, dit is maar daai spesiale
vermoë wat jy vir jouself kan opbou, en net om seker te maak dat jy wel waarde kan toevoeg tot waartoe jy gaan. Want ek kan nou vir jou 'n brief in brail gee, dat dit gaan nie 'n vakansie wees nie. Jy gaan nie kamp, en op jou veranda van jou karavaan sit en heeldag tee drink en lag en kyk hoe speel die kindertjies nie. Jy gaan moet werk vir 'n bord kos. En ek dink baie mense besef dit nie noodwendig nie. Ok mense, dis dit. Dis 'n bietjie van 'n somber ene. Ek hoop dit laat 'n paar mense ook dalk net bietjie jy weet sien wat gaan die realiteite noodwendig wees. En ja, maar sterkte mense, ons praat weer.